Glo van my jongens op die regte plek. Julle kan so lank julle sitplekke neem. Weet, ek was nou so 'n maand terug. Was ek hier op Kaap toe gewees. Daarna op 'n begrafnis van 'n twee kinders wat ongelukkig was. As jy kan onthou het in die ICU gelê.
support en alles. En hulle het nou seker so 3-4 dae terug geskuif hom nou oor na 'n ander afdeling toe. Hulle haal die life support af. Geliefdes, ons moet nooit geloof nie. Hy kan dit weer. Hy sê daarom al in sy stokkie. Hy hou homself in uit. Hy wil praat, maar hy kan nog nie praat nie. So hy moet alles nog weer van vooraf leer. Maar ons dien 'n groot God. Hy het daar gelê soos 'n lijk, daar was geen dood. Sy longe kan staan, alles. Was net die hartklop wat nog daar was. En die Here kom en hy raak hom aan. Ons dien 'n lewendige God. Mense wil baie kere kom grappies maak en geliefdes, ons moet baie ernstig van raak. Maar die aankondigings vir die week, ek wil net wat sê nie, live. Bid die Here live versty, vrygaan, jeug gesluit, doen met die eksamens. Kinderbeweeg, maar kinderkerk, ja, al die kindertjies kinderkerk, nee? Dis al allemaal. Ja, as ons klaar gesien. Goed, ek gaan hulle aan uitgereik, baie dankie man. Sondagoggend bidbediening, pastoor Erik, pastoor is hier reg. Sondagoggend diens, pastoor Stefan Kreer. Verjaarsdag, Vrydag die 5de, pastoor Amanda. Hey, man, ons gaan lekker eet. Martin. Nee, ons gaan hierdie week ons lekker eet. Dit is 'n geseënde week, geliefdes. Maar dien dan kom ons aan verder. Baie mense wat vanoggend nie eens wil opstaan, maar die Here gekom het vir ons. So dit wat ons kry, dit moet ons geniet in die Here. Ja, dan kry baie kere die mense, hulle sê hulle meneer is kinders van die Here, maar hulle loop so op, hulle is moeilik loop, hulle dra die hele wêreld op hulle skouers. Liefdes, as ek so deur die woord van God lees, dan klink dit vir my meer, dit is lekker om die Here te dien. Nou weet nie, ek verkeerd is, maar vir my is dit lekker. Al druk die wêreld, ja, maar as God geef my die krag met genade, is baie lekker om hom te dien. Hy is die ene wat jou deurdra, deur dik en dun. Hy is die ene wat jou deure oopmaak. Hy is die ene, wanneer jy siek is, wat jy gelees. Daar is hy Willempie daar aan die ander kant. Die Here is besig om hom te hê. En die Here is besig om die familie se oë oop te maak. Ons kan nie speel om die woord van God nie. Ons kan nie speel nie. Geliefdes, nietemin kom ons staan, dan gaan ons pastoor Marius vir ons vra om te open met gebed en daarna gaan ons die Here se naam groot maak. Onze dierbare Here, Hemelse Vader, Here, dank U weer eens vir 'n genadekans dat ons almal by mekaar kan kom, Here. Here, U sê waar 2 of 3 naam vergader, daar is U met ons. Here, my gebede is vanaand, Here, beweeg van sitplek tot sitplek vanaand, Here. Here, dat die harte sal vasgevang raak, Here. Here, so ook die prediker wat die woord gaan bring vir ons. Here, berg hom agter die ouliwe kruis vanaand, Here. Here, dat wat hy vir ons bring, Here, dat ons sal uitleef, Here. Wanneer ons die uit sal stap, Here, dat ons kan vervul is en dat ons dit kan uitleef daar buitekant, sodat die wêreld kan sien wat die Jesus ons dien. Here, dan wil ek ook vra die wat siek is vanaand, die wat nie hier kan wees omstandighede in die Here. Here, staan by elkeen van hulle stil vanaand. Gaan ons so verder met die musiekinstrumentspelers, Here.
elke liedjie wat gesing gaan word, Here, ons doen dit in eerlikheid en verheerlikheid van U naam. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Amen.
loof die Here. Halleluja. Dankie Jesus. Niks is vermoord in sy naam.
Geliefdes, ons dien God. En wanneer ons nou hierdie liedjie gaan sing, heilig my eens, sing dit op jou hart. Bedoel dit wat jy sing. Eendag, kom ons selfs 'n familie hier op, om sy naam groot te maak. Kom ons leer om dit nou in die eenheid al te doen. Want hoe gaan ons saam die Here daar geloof en prys, as dit in die jare doen. I live one to the coming King, to the great I am. You are King, for you're the one who reigns within Dit wat ons ontvang, wil ons nog meer gee. Die woord wat God sê, soek my, jy sal my kry. Vra, en jy sal ontvang. Ons kan net al die eer vir Here gee. En dit is ons kan die sitplekke neem. Ons dien God van wonders. Ons is altyd te haastig om te sê, Here, ek het dit en dit gevra. Geliefdes, die Here weet presies wanneer en wat om vir jou te gee. Hy het die regte tyd in sy hand. Ek vat byvoorbeeld hierdie kind.
Ek het my vrou lê daar op die bed, sy sê vir my, "Thys, kyk hoe lyk hy." Ek sê, "Wat hier, wat nie, ons het die Here gevra om hom te genees om hom te laat opstaan." As dit God se wil is, sal dit gebeur op sy tyd. Nie ons tyd nie. Toe Lazarus so oorlede, sal ek het al begin stink. God het hom opgerig. Om mense se oë te laat oopgaan. Daar is krag in hom. Maar ons as kinders van die Here wil dit nie elke dag besef nie. Ons wil bo dit kyk. Ons wil alles wat is alledaagse dinge wat maar net gebeur. Dis tyd dat ons begin besef wat God werklik vir ons doen. Ons kan nie sy kragte meet nie. Ons kan nie sy grootte meet nie. Sy krag is werklik aan ons verstaan. Maar ons baie keer het ons klein geloof. Ons geloof is net so klein. Geliefdes, is tyd wat ons begin om te werk op ons geloof. Geloof wankel nie vertel die Heer. En dit werklik, dis waar. Geloof wankel nie, is ons wat hom laat wankel. Ons maak die woord in die Here uit daar in 1 Korintiërs 5. Wat dan met vers 7. Dit is ons gaan baie kere deur donker wolke. Ons gaan baie kere deur stormwinde. Die Here sê hy is daar. Kom nie jou regterhand nie. Ek wil jou opkom, ek wil jou deurdra. Maar wat doen ons as sy kinders? Ons stoot baie keer sy hand weg. Dis tyd dat ons begin besef wie God werklik is. Hy is die ene wat jy wil deurdra. Hy is die ene wat jy wil genees. Hy is die ene wat alles vir jou wil doen. Dis tyd dat ons ore begin oopmaak. Miskien moet dit net 2 keer was. In die aande en in die oggende, sodat ons mooi kan luister na die regte stem. Want ons moet oppas met daai verkeerde stem. Want die verkeerde stem is die stem wat ons laat val in plaas van opgaan. Dis daai tweede stem, dis hoekom my kombuiskas te leeg is. Want ek het nie geluister na die eerste stem, die regte stem. Maar nietemin kom ons lees daar in 1 Korintiërs 5 vanaf vers 7. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan vlees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en bootsheid nie, maar met die ongesuurde brood van die reinheid en waarheid, geliefdes. Met 'n klein korreltjie suur wat binne in daai deeg inkom en daai hele deeg verraak. Ons moet waaksaam wees, geliefdes. Regtig. Die duiwel is lustig in hierdie laaste dae. En hy val die kinders van die Here aan. Hy breek hulle geloof af. Dis ook maar so baie van die kinders van die Here val. Want die duiwel is besig om sy oorwinning te kry oor die kinders van die Here. Jammer om dit te sê. Daar's tot pastore wat hy aanval. Daarom is dit so belangrik dat ons weet wat hier in die woord van God sê. Want as jy nie weet wat hier staan nie, hoe kan jy veg teen hom? Hoe?
Jy moet weet wat in die woord van die Here staan. Dan kan jy die Satan beveg. Jy kan hom wegjaag. Jy kan sy werke afsny. As ons gaan kyk dan in Efesiërs 6 vanaf vers 10. Wapen is van God. Jy kan hom afsny. Jy kan die Satan sy werke afsny. Hy is so swaar. Maar hoeveel van ons, val my Here, ja, Satan, dan gaan ek nie op doen. In plaas om te luister na die regte stem, liefdes. Ons moet waaksaam wees. Ek wil nie praat oor seisoene nie, maar as julle kyk rondom ons, dan sê dit vir my een ding, die tyd op die aarde raak al hoe minder en minder. En wat my meer worry, is dat die kinders van die Here raak ook al hoe minder en minder. As ek gaan kyk na die kerke van vandag, hulle is gebou vir 200 mense, hulle 20 mense daar. Kinders van God, ons laat toe, dat die Satan oorwinning kry oor ons. Dis hartseer om te sê. En hy begin met die dominees en die pastore, al die hoë groot koppe. Dis waar hy begin. Kerkraad, dis waar hy begin. En dan breek hy af om het. En wanneer hulle oog opvee, dan sien hulle jyne ons het afgedolf in woord van God af. Dan is het klaar te laat en die kerk is leeg. Liefdes, ek raak bekommerd. Ek raak baie bekommerd. Ek het slaaplose nagte. Ek is eerlik, as my vrou, ek het slaaplose nagte. Ons se kerk wat 'n lewendige God dien, raak al hoe minder en al hoe minder daagliks. Maar hierdie wat 'n beeld aanbid, hulle groei. Wat sê dit met die Satan is besig om die kinders van die Here te oorwin? In plaas van die kinders van die Here hom oorwin. Ons is geslaap om in die oggende alles af te sny. Ons maar eerder laat daai suurdeeg maar inkom. Laat ons maar die brood suur maak. En dis van die Here. Al vers 11. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat al staan hy as 'n broeder bekend, 'n horeerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Jy sê die woord van God het vir my, nie ek nie, geliefdes, nie ek nie. Die woord van die Here sê dit vir ons. Dit is wat baie kinders van die Here vol, want hulle wil in die kringe van die spotters sit. Ek is baie ernstig. Ek is baie ernstig oor hierdie saak, geliefdes. Die woord van mens weer sê, die wat vuil is, laat hulle nog vuiler word. Dis wat die woord van God sê. Kom ons weg, bly weg van my naam. As dit jou familie is, daai moet wel. Jy het nie vuil gesprekke nodig nie. Jy het nie. Ek was hier weg. Wat familie? En we daar begin aan wijn drinken. Ek sê vir die een wat nog nie eindelijk gedrink het, ek sê vir al dit en dit is wat jy moet doen. En ek draai daar om, en dan gaan my slaapplek toe, en ek kan slaap. Ek het nie nodig om saam met hulle te wees nie. Ek het nie nodig om my vuil grappe en dinge te hoor nie. Waar hulle bespotter maak van my God. Elke keer wat iemand die Here se naam noem vir 'n verkeerde doel,
gaan voor die regterstoel van God staan. Geliefdes, hoor wat ek vir jou vandag sê. Daardie woordjie Jesus en Here en aan die ene God. Oppas vir hoe jy hom gebruik. Want jy gaan voor die regterstoel van God staan. En jy sal bely vir hom. Dis ek wat dit sê. Die woord van die Here sê dit. En ek raak bekommer. As ek as geselskappe hoor, dan hoor ek haar die naam Jesus koppel op die Here. Ek raak bekommerd oor dit, geliefdes. Die buitewêreld leer dit vrot. Hulle gebruik dit vir 'n verkeerde doel. Sorg ons as kinders van die Here dat ons dit gebruik vir die regte doel. Kom ons gaan uit, ons gaan arbei in die veldtog van die Almagtige. Hy is die enige wat jou die lewe kan, die Here kan oopmaak, hy ewige lewe toe. Geen ander mense. Ek kan dit nie doen nie. Ek kan jy net sien toelaat. Deur die woord van God. En as jy nie wil doen wat hier staan nie, jammer, gelukkig vir jou. As die deure nie vir jou oop gaan, wat jy wil oop hê nie, jammer, gelukkig vir jou, gaan sal ondersoek in, want jy dwaal van die woord van die Here af. Want my getrou God is getrou om vir jou deure oop te maak, wat jy vir hom vra. Ons dien 'n regverdige God. Ons dien 'n God wat jou werklik liefhet. Maar hoe diep is sy liefde by ons? Hoe diep is sy liefde by ons? Ek dank die Here vanaand toe ek moet sien dat almal maak sy naam so mooi groot. Want ons dien 'n lewende God. Dis sy salwing wat die teenwoordig is. En geliefdes, dit raak tyd wat ons dit meer en meer begin. Ons het in die week het ons praat die kerk en so pastoor meeting gehad. Waar ons praat van dat ons almal in die eenheid saamlewe. Geliefdes, ons het nie meer tyd vir dwarstrekkerigheid nie. Ons het nie meer daai tyd nie. Nie tyd op hierdie aarde is te min. Ek kan dalk nie eens môreoggend nie wees nie. Ek gaan dalk nie eens die huis sien. Ek kan dalk op pad huis toe kan kom val. Dis wat. Dit is dis tyd wat ons begin saam as 'n eenheid werk. Dit raak tyd dat ons saam as 'n eenheid begin dink. Daar's net een noem. Daar's nie twee nie. Daar's net een noem. Daar's net een God die Vader en Heilige Seun. Daar is nie twee nie. Daar's net die een. So jy kan nie sê nee, ek is so of daai een so nie. Nee, daar's net een. Ons moet begin werk as 'n eenheid. Ons kan nie nog wil dwarstrek nie. Veral as dit die woord van die Here uitkom en jy kan dit wys. Glo. Ek hoop en bid dat sien hoe almal aan bowe die hemel. Ek hoop die aarde sê hoe almal my hele paadjies is reg. Liefdes, liefdeman. As ons nou gaan maar in 1 Korintiërs 11. Nie 1 Korintiërs. Ja, 1 Korintiërs 11. Ek het nou net besluit vanaand gaan ek dit maar die woord van die Here uit doen, presies. 1 Korintiërs 11 van vers 23. Want ek het van die Here ontvang
wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker, na die ete, met die woorde, die beker is die Nuwe Testament in my bloed. Ek lees dit weer. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Geliefdes, die God wat ons dien, is 'n God van wonders. Jesus het hierdie pad geloop. Hy het dit geloop vir my en vir jou. Hy het nie al pad gesê, hoorie, wag, die pyn is te erg, ek gaan omdraai nie. Nou, my vrou, en hy suikersiekte peddikie wat so stiek, maak my so tekkel. Dan sê sy elke kortpot vir my, dis eina. Nou hoe moes Jesus gevoel het? Want sy lyk baie erger gelyk. Sy rug was stikken. Daar was niks meer agteroor nie. Hoe moes hy gevoel het? Hy het dit gedoen vir my en vir jou. Sodat ek en jy die ewige lewe kan ingaan. Nou, so verder gaan dan sê hy ook al, die wat dit op onwaardige wyse eet en drink en oordeel oor hulle self. Maar geliefdes, ek doen 'n beroep aan hom. Ons gaan die broodjies uitdeel. Voordat ons die brood gaan eet, maak seker dat jy is reg. Vra die Heilige Gees om jou te lei. Luister na daardie stem. Maak reg van hom voordat ons van die brood eet en van die wyn drink. Ons maak vir die woord. My Vader, U die groot almagtige. U wat die Seun vir ons gestuur het en wat 'n pad geloop het, Here, wat gekruisig is, wat sy liggaam uit mekaar uitgeslaan is. Hy baie deurgegaan vir ons hier op die aarde. My Vader, ek vra U dat elkeen van hom sal besef wat Jesus werklik vir ons beteken. My Vader, en dat elkeen van ons die teenwoordig ook sal seker maak dat hulle is reg, voordat ons die deel het van die liggaam en van die wyn. My Vader, nogtans Here, nie ons wil nie, maar U wil nie. Ek dank U daarvoor, Jesus. Amen en amen. Nadat die gedank het in die brood gebruik, neem en gebreek, ek gesê, dit is my liggaam. Doen dit so dikwels as julle kan. Net so het hy die beker geneem. Wyn en hoop hy gesê, dit is my bloed in die Nuwe Testament. Geliefdes, terwyl ons wag op mekaar om die deel te hê van die liggaam, dink baie mooi.
Dink aan wat Jesus vir jou deurgegaan het, geliefdes. Die wat die beker wil hê, kan net hulle hande opsteek. Liefdes. Kom ons nou net weer oor. My Vader, ons sê vir baie dankie dat ons weer die op die tafel kon hê. Dankie dat ons weer opnuut kan besef wat Jesus vir ons deurgegaan het. My Vader, was nie vir hom baie maklik nie, maar dit het gedoen vir ons. Hy het vir ons die Nuwe Testament opgemaak. My Vader het gekom en hy die Ou Testament vervul. En ek dank jy met hierdie daarvoor met God in die liefelike naam van Jesus. Hy het dit moontlik gemaak dat elkeen van ons, Here, die kans het om ook in die hemel te kom. Om ook deur daardie nou-poort te gaan. Ons sê vir baie dankie daarvoor met God in die liefelike naam van Jesus, my Vader, nogtans Here, nie ons wil nie.
maar U wil in elke van ons lewens, Here. My Vader, dat elkeen wat vanaand hier teenwoordig is, sal besef waaroor hierdie tafel gaan. En ek dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen en amen. Geliefdes, kom ons aan die laaste liedjie. Terwyl ons die kinders en al programma's gaan opneem. Kom op na die huis van die Here. Die woord van God sê, nee. Broers en susters, ons moenie ons onderlandse byeenkomste mis. So sommige die gewoon gemaak het. My het nie gesê dat my man wat is. Ek staan vanoggend op en dit is koud. Ek weet nie wat daar seker op tuin onder my is. Ja, maar dit is koud. 5 grade. Ek roep, maar goed dat jy kan gaan. Ek sê, byk sap aan my gaan kerk toe. Ons kan nie geliefdes. Maar hy wou sê my luister nie. Kom op na die huis van die Here toe. Moenie worry oor hy pampie wat dalk afgekap is nie. Hy sal weer gesond word. Moenie worry nie. Al die pynne wat mense optel, dit gaan verby met. Moenie stres daaroor hê. Los die stres vir die Here, hy wil jou gesond maak. Geliefdes, kom ons maak ons stoel toe. Vader, ons sê vir baie dankie Here vir die voorreg en dat ons vanaand hier kon wees. Vader, dankie vir die woord, Here. My Vader, U is 'n groot almagtige God. En ek vra U, Vader, dat U saam met elkeen hierdie week wees. Lê hulle, Here. My Vader, spreek tot elke ieder broer en suster. My Vader, die wat nie hier is, Here, wat ons moontlik inluister, wees ook met hulle, Here. Dra hulle weer. My Vader, seën ook elkeen wat 'n 10 en 'n offergawe ingesit het. My Vader, die wat nie gehad het, moet vir God saam by hulle sien. U is 'n regverdige Here. My Vader, en ek vra U, my God, voorsien in die wat nie het nie. Vader, die wat siek is, staan ook by hulle sal, raak hulle aan. Ek vra dit in die liefelike naam van Jesus, my Vader. As haar broers en susters is, moet baie groot besluite praat die Here, dat U hulle sal leid. Ek bid dit in Jesus kosbare naam, my Vader, die voedsel, seën dit nou ook tot ons liggaam, Here. En ek eer U en dank U daarvoor, in die liefelike naam van Jesus. Amen en amen. Nou maak die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. En almal wat dit glo sê, amen. Amen.